Ons maak oor by Psalm 295. Psalm 295, dis in ons daar vers 1 en 2. Psalm 295, vers 1 en 2. Ons maak oor by Psalm 294, dis in ons daar vers 1. Geliefdes, ons boodskap vanmôre moet Paasvrydag, Goeie Vrydag, Swart Vrydag, die kruisigingsdag van ons Here Jesus wat ons herdenk. Dis nie die dag spesifiek nie, maar ons het die dag as herdenking. Is baie belangrik vir ons om te besef wat die diep boodskap daarvan is. So as ons vanmôre die boodskap dalk vir mekaar voor die tyd kan gee, sal dit dalk sinvol wees. En daarom hou in gedagte, die Vader werk ons vergifnis. En dit is waaroor hierdie dag gaan. En ons as kinders van die Here moet dit ten diepste verstaan. Dis die diepste waarheid van die dag van die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Jou vergifnis voor God die Vader. En daarom die tema, die Vader werk ons vergifnis. Dit is die tema dan ook vir vanmôre. Kom ons maak ook by Psalm 66, Psalm 66 en dan sing ons daar vers 1 en vers 2. U maak dan ook oop, Psalm 66 vers 1 en 2, u maak dan ook oop by Psalm 146. Psalm 146 vers 1 en 6. Psalm 146 vers 1 en vers 6, net na die fotum en die seëngroet. Oh
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Lees die wet van die Here dan soos dit vir ons saamgevat word in Markus hoofstuk 12 en ons gaan daar lees vanaf vers 28 tot 31. Markus 12 vers 28 tot 31. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle oorrede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie." Geliefdes, kom ons maak dan oop by Gesang 75. Gesang 75, dan sing ons daar vers 1 en vers 2 as ons skuldbelydenis voor die Here, dat ons geweldig tekort skiet in die nakoming van die Here se gebod oor die liefde. Sing ons vers 1 en vers 2 van Gesang 75.
vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En so kom dan die genadeverkondiging en die vermaning, geliefdes, dat vanuit die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord die vergifnis van sonde aan elkeen wat met ware berou in die hart van wie sy sonde, belydenis daarvan voor die Here Jesus Christus doen. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe. Ons gaan ons geloofsbelydenis dan reserveer vir die tafel. Kom ons maak ook met gesang 89, wanneer die Here ook so vir ons goed is en sy vergifnis, is dit die brood wat hy vir ons ook elke dag breek, en kom ons gee vir hom ook daarvoor erkenning deur saam te sing gesang 89 vers 1 en vers 2. Geliefdes, op hierdie Paasvrydag, Kruisigingsvrydag, maak ons dan ook by die kruisgebeure, by Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23, en ons gaan daar lees vanaf vers 33 tot 49. Lukas 23 vanaf vers 33 tot 49, maar voor ons lees uit die woord van die Here, kom ons verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ook vanmôre, Here, smag ons ook na die lewensbrood wat die Seun Jesus Christus vir ons is. Die brood van die lewe is hierdie vergifnis deur hom wat U vir ons bewerk het. En daarom, Hemelse Vader, kom ons vanmôre ook voor U staan. En ons wil ook ten diepste in ons harte inkyk, Here, na die behoefte vir hierdie brood. Maar ook, Here, hoe dat U dit vir ons bewerk. Gee, Here, dat ons ook op hierdie Paasvrydag opnuut sal besef hoe U ons diep mens in die binnekant diep vertroos in Jesus Christus. Here, gee vir ons 'n geopende hart, 'n geestelike oog deur die hart, Here, wat diep sal inkyk. Sal kyk na ons diep behoefte en hoe U daaraan voldoen. Wanneer ons ook vanmôre stil staan by die kruisiging en ook, Here, die nagmaal gaan gebruik as verkondiging van U dood in ons plekke. Gee vir ons, Here, dat ons hierdie waarheid sal neem in ons harte, dat dit ons harte ten diepste sal troos,
in 'n onrustige wêreld, 'n wêreld sonder enige vrede, 'n wêreld sonder rus. Laat U ons rus wees in hierdie wete van die vergifnis. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Geliefdes, voordat ons lees, wil ek tog dalk vir U so 'n bietjie vooruit net neem in wat U nou moet oplet wanneer ons ook hier lees. En ek wil graag vir U die 3 punte gee ook waarop ons gaan fokus vanmôre as dit praat oor die werk van die vergifnis of die Vader wat vir ons die vergifnis werk. Let op terwyl ons hier lees hoe die vergifnis van die begin tot die einde toe deurwerk. En dit begin by die gebed van ons Here Jesus sê, Vader, vergewe hulle. Dan kom daar die verlossingswerk wat 'n selfopoffering is, waarin hy homself nie verlos nie, terwille van ons vergifnis. En dan die derde deel, hierdie vergifnis tref so diep in die harte van die wat by die kruis stil staan, dat hulle uiteindelik die vergifnis smag. Let op die vergifnis in hierdie gedeelte. Vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, wat hierdie dinge gesien. Ons teksgedeelte is dan vers 34, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, ondersoek die diepte van u hart vanmôre, wanneer ons ook hier voor die kruis herdenking staan, die herdenking van die kruisdood van ons Here Jesus staan. Sondaar verlang die rus in die eie gewete. Die sondaar verlang die rus in die eie gewete. 'n Rus voor die lewende God, dat ons weet
Hy het my vergewe. Alle mense verlang vergifnis. Almal weet nie hoe nie. Almal ken nie die pad na die vergifnis van die Vader nie. Almal ken nie vir Christus nie. Maar almal het die diep behoefte om vergewe te word. By die herdenking van die kruisiging van ons Here Jesus Christus moet ons daarom die werk van die Vader deur die Seun as die vergifniswerk herdenk. Ons diepste hartsbehoefte is aan voldoen by die kruis. En ons moet dit sien. God vergewe ons as gevolg van Jesus Christus. En die gewete wat weet hy is vergewe, vind waarlik die rus, die troos. Ons hemelse Vader werk ons vergifnis. Geliefdes, die hele Ou Testament verbond, die hele Ou Testament verwagting van die Messias, het een doel voor oë, die vergifnis van God. Dis die verwagting. Van Genesis 3 af, waar die mens val in die tuin van Eden, die verwagting dat die kop vermorsel sal word. Die vergifnis van sonde. Die hele verbondsteologie, die hele ark, die tabernakel, alles fokus op die een godsdienstige reël, vergifnis. Vergifnis, vergifnis. En hier, in hierdie gedeelte, kom hierdie verbondsvervulling in ons Here Jesus Christus bymekaar. En dit word in hierdie 3 woorde gesê. Vader, vergeef hulle. Want Christus kan dit bid. Vader, vergeef hulle. En daarom die 3 dele waarin hierdie evangelie van vergifnis mooi na vore kom. Die eerste gedeelte is die gebed wat die Here Jesus hier bid, is die hart van die evangelie. In die tweede plek, die bewys van hierdie vergifnis word juis vertoon in sy selfopoffering. En die derde is ware vergifnis tref die hardste van harte. Die gebed is die hele evangelie van vergifnis. Geliefdes, ons is almal sondaars. Ons diepste mens getuig daarvan. Psalm 14 vers 3, hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard, daar's niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Romeine 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een. Jy hoef dit nie aan mense te probeer oortuig nie. Menslike geslag demonstreer dit, of hulle dit erken of nie. Alle harte weet ten diepste daar kort iets. Ons diepste bewys lê in 'n vrees, diep ingebed in die hart, die vrees van oordeel. Die gewete weet, al skree die verstand om dood, die gewete weet. Die dood herinner ons ook elke dag aanhoudend daaraan. Die lewe staan nie stil nie. Die lewe gaan verby. Die hart weet na die gewete en is bewus van hierdie vrees, die dood en dan die oordeel. Jy hoef niemand hiervan te oortuig nie. Daar is 'n skuldgevoel aanwesig. Uiteindelik leer ken ons as kinders van die Here die rede waaroor dit gaan. Die rede is die sondigheid voor die heilige regverdige God. Ek is nie regverdig voor hom nie. Hy is regverdig. Ons skuldgevoel wakker 'n behoefte op.
En hierdie behoefte wat van diep onderaf opkom, is die behoefte van vergewe my. Vergifnis. En so het enige mens behoefte aan vergifnis. Of ons met soveel begrip en met soveel woorde ons nood kan verklaar voor God, maak nie saak nie. Die diepste hart weet. Ons gevoel in ons diepste binneste, 'n vrees van onrustigheid, want daar is 'n God en ek is 'n mens. En so voorgevoel laat my onrustig. God hoor die nood van die hart, waar die stem dit nie eers uiter nie, hoor hy die nood van die hart. Sonder dat die mens dit vir God hoef neer te lê, het God dit geweet. Nog voordat ons skuld bely, het hy vir ons die bevryding gewerk op die kruis. Die meeste mense sal die stem van die gewete in sy binnekant onderdruk, dooddruk, ontken, wegredeneer. Sommiges verloor hulle verstande weens hulle oneerlikheid met hulle diepste behoefte. Maar die stem kan nooit weggaan. Nie eenmaal in die ewige lewe nie eenmaal in die ewige hel nie. Hy sal altyd sê, ek het 'n behoefte aan vergifnis. Die lewe is 'n stadige horlosie wat afloop na die troon van God. God se regverdigheid verdra geen onreg van my mens nie, sê Jesaja 1 vers 17. En daarin sal die meeste mense dan sê, maar dan is ek maar verlore. Dan sal die meeste mense maar so opgaan in hierdie ligsinnige fatalisme. Fatalisme is om nie om te gee wat nou maar met my gebeur nie. En dit word vir ons beskryf in Jesaja 22 vers 13. Maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape word geslag, vleis geëet en wyn gedrink met die woorde: laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Wat baar dit my? So erken ons soms die gewete, maar ons sê, maak nie saak. Aan die ander kant is daar mense wat deur die bewus raak van die dieper gewete en hulle gaan soek 'n soort oplossing uit hulle self uit met 'n kunsmatige godsdienstige ritueel van lewenswyse. Soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes die volk se gewete wil sus met allerhande wettiese reëls vir eie godsdienstige werke. Tog kom dit nie by die behoefte van die vergifnis uit nie. Maar steeds by hierdie wetsonderhouding raak die gewete ook nie stil nie. Eie werke troos nie. Dit ken nie van vergifnis nie, maar pogings tot moedeloosheid, van oor en oor rituele herhaal, tot 'n eie troos. Ek het dit gedoen. Maar selfs Martin Luther moes worstel met die duiwel, van die beste werke wat ek doen, kom tot niks. My gewete is nie stil nie. Ek het nie die troos nie. Ek is nie vergewe nie. God moet my vergewe. Maar vir God as regter en 'n regverdige regter moet hy vergewe uit sy regverdigheid. Hy moet die sonde skuld op 'n manier wegkry, sonder om my te vernietig. En hier kom God se wysheid en nie die mense nie. Die sonde skuld moet betaal word. As die skuld regverdig betaal word,
mag die regter van hemel en aarde jou vryspreek, jou vergewe. Want hy kan nie sonde oorsien nie. Sonde moet regverdig geoordeel word. Nie my werke beweeg sy vergifnis nie. Sy vergifnis is slegs sy werk. Jy kan gaan pleit vir genade of pleit vir vergifnis. Maar as daar nie genade is van die een wat wil vergewe nie, is daar nie vergifnis nie. Maar God is regverdig ook en hy's genadig. En daarom moet hy die sonde eers straf en dan kom hy met die genade. Maar in die genade is die straf nie op jou nie, maar op Jesus Christus. Nou kan hy vir jou die genade aanbied, die vergifnis. Dit is die evangelie en die gebed van ons Here Jesus Christus. Vergewe hulle, Vader vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar staan nie, Vader vergewe hulle weet wat hulle doen. Met ander woorde, hulle werk heiligheid, regverdig u vergifnis nie. Daar staan, hulle weet nie wat hulle doen. Vergewe omdat hulle nie doen nie. Bid die Here Jesus. Vergewe, want hulle kan niks doen. Geliefdes, die toneel rondom die kruis is gelaai met die tema van vergifnis. En die mens se diepste behoefte word daar op dramatiese wyse uitgespeel deur die sondaars om die kruis. Die barbaarsheid van die kruis kyk baie diep die mens na mekaar in sy onvergewensgesindheid. Het jy opgelet? Barbaarsheid is onvergewensgesindheid. Hoe blaatant kan 'n mens word wat nie vergewe nie? Die grense van barbaarsheid word totaal oorskry. En dit kom neer op Christus, die onvergewensgesindheid, want hy staan uit as die een wat vergewe. Selfs die kwaaddoener aan die kruis soek nie meer genade by sy medemens nie. Hy soek nie meer vergifnis by sy medemens nie, want die medemens het dit nie meer in sy oë nie. Hy gaan dit nie vir jou gee nie. Dis dramaties. Hy sal nie kan vrykom van hierdie kruis nie. Hy moet vergewe word deur God. Jy gaan nie vrykom van jou lewe nie. Jy moet vergewe word deur God. En die mens is nie vir jou genadig nie. Die mens gaan jou nie vergewe nie. Dis die dramatiese kontras van die kruis. Hy vra niemand om hom te vergewe daar aan die kruis nie. Dit is nou die kwaaddoener nie. Want hy het opgegee aan mense, want hy ken hulle onbarmhartigheid. Geliefdes, jou saligheid hang ook nie af van of mense jou vergewe of nie. Jou saligheid hang af van of God jou vergewe. Dis al. Psalm 146, mooi. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los,
Hy maak die gewete vry. Hy vergewe. Hy vergewe. Vandag by die herdenking van die kruisgebeure, kyk ons ook nie na mekaar vir vergifnis nie. Die mens staan nie sentraal in hierdie gebeure in die herdenking van die kruisiging nie. God is sentraal. Dit gaan oor Christus. Ons kyk na die een op die kruis en hy bid vir jou en my, Vader, vergewe hulle. In die tweede plek, die bewys van vergifnis vertoon in 'n selfopoffering van hom. Ons hoor die woorde, ander het hy verlos, laat hy homself verlos. Interessant hoe die woord die gebruik word, nie laat hy homself bevry van die kruis nie, maar laat hy homself verlos. Want vir ons as kinders van die Here is daar 'n gevangenskap in die sonde vasgekeer na die gewete. Ons moet verlos kom. Geliefdes, die geestelike leiers, die volk, die soldate, die wat saam met hom gekruisig word, neem almal deel aan hierdie uiting van die selfsug. Het jy opgelet? Die uiting van die selfsug van die mens is net so diep in sy hart ingebed. Hy kyk uit vir homself. Die mens kyk uit vir homself. 3 keer hoor ons die woorde uit verskillende oorde uit. Verlos uself. Dis 'n weergalming van die sondaar, wat hy sou doen. Dis sy gedrag. Selfsug ken geen vergifnis nie. En moenie sê jy vergewe my, maar die selfsug lê in die agtergrond so groot nie. Daar is geen vergifnis in so 'n soort vergifnis nie. Vergewe jy my dat jy beter kan voel? Of vergewe jy in 'n selfverloning? Hulle spot vanweë hulle eie selfsug dat hy uit selfsug hom moet verlos. Nee, die raad van God agter Christus, agter die Messias van die Ou Testament, deur die hele Bybel, veral met Jesaja 53, is dat die Christus homself sal offer ter wille van vele se vergifnis. Geen selfsug mag daar wees in hierdie offer nie. Nou hoor ons by die kruis, as u die Christus is, die Messias is in Hebreëus, as u die koning is, verlos u self. Dit praat van die onkunde van die Christus. Hy is nie maar net 'n mens met selfsug wat daar kom hang in die kruis nie, in 'n selfmartelaarskap opneem nie. Christus het geen selfsug in hom nie, daarom is hy die Messias. Die verlossing is nie vir hom nie. Hy is jou verlossing voor God. Kolossense 1 vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Sy gebed is die verlossingswerk. Vader, vergeef hulle. Christus aan die kruis dink daar aan al sy uitverkore kinders wat verlos word omdat hy geen selfsug het nie. Hebreërs 9 vers 11 en 12. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dis 'n snaakse ding om vir hom te sê, verlos u self.
Geweldige kontras tussen die harte wat nie wil vergewe nie en die een aan die kruis wat onder die geweldige smarte bid om vergifnis, word hier tentoongestel. Al die harte sien, die houding, die gesindheid, die woorde hoor hulle, dit wat daar gebeur in Christus. Hier is iets dieper, iets anderster wat hier afspeel. En selfs die hardste hart kan maar skree, maar hy word getref deur iets wat hy aanskou, wat hy moet raak sien. Iets wat hy beter kan sien met sy eie hart, in hierdie vergifnis, as met die oë. Waar daar waarlik geen selfsug is nie, kan die hart nie anders as om te sien. Wil jy iemand se hart oop sien? Staan voor daai persoon sonder enige pretensie van selfsug. En die hart sien. Die hart sien die eerlikheid of die oneerlikheid. Daarom, ware vergifnis tref die hardste van harte. Die Here Jesus se kruisiging is 'n vreeslike deurmekaar skouspel van 'n gespot. Tog word almal in hulle harte hier aangeraak. Het jy opgelet? Daar is die sigbare tekens wat gesien word, wat ontsteltenis veroorsaak, maar daar is iets wat slegs die hart kan waarneem. Vir party gee dit rustigheid, maar vir ander 'n dieper ontsteltenis. Die sigbare dinge is die 3 ure van duisternis. As die Here verswelg word in die sonde vloed wat hom tref. Wanneer God die Vader uiteindelik die sluys moet oopmaak op sy seun ter wille van jou. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Iets ergs gebeur en ook ons harte kan dit sien vanmôre. Ons hoef nie by daai kruis te gewees het nie, maar ons kan sien iets gebeur verkeerd met hierdie kruisiging wat nie met die ander gebeur het. Die man aan die kruis lyk anders, praat anders, tree anders op en die natuur beamoed dit. Die aardbewing, die duisternis, plaas juis die klem op die vloek wat op hom kom, sodat jy nie daai vloek moet oorkom nie. Sodat jy vergewe kan word. Die voorhangsel wat die allerheiligste deel geskei het van die volk, was 'n skeidsmuur tussen die sondige volk en die allerheiligste van God. Dit was die bedoeling en dit was die tema, dit was wat agter die gordyn, wat die gordyn gesimboliseer het. Maar nou nie meer die tempelrituele nie, maar vergifnis deur Christus is die toegang tot die allerheiligste hemel van God die Vader. Sonder vergifnis kom jy nie in die hemel in nie. Die hele skouspel spreek tot die hart aan die een kant van die oordeel, maar ook aan die ander kant van die vergifnis. En die gebeure ruk die gewete. Iets dieper, wat net die hart sien speel af. En ons sien dit in die optrede van die skare, die soldate en die kwaaddoener, wat uit hulle harte uit begin getuig. Ook ons vandag, as Christus bid, Vader vergewe hulle. Hulle sien sy gebed spreek nie van selfsug nie, maar vergifnis vir hulle.
Hy toon geen selfsug, selfs in sy diepste krisis nie. Maar dis nie my gedrag nie. Hy is besorgd oor ander se verlossing, terwyl hy homself nie verlos nie. Want hy het dit nie nodig nie. Dit spreek van my verlossing, voor God se oordeel. In die diepte van my menswees, my gewete, my hart word ook hier oopgemaak voor die kruis. En ek moet nou weet, daar is 'n oordeel. Daar is ook 'n vergifnis. Die kwaaddoener word getroos met vreemde woorde, die woorde van ewige lewe. Is dit nie my behoefte ook nie? En selfs die hardste hart hoor goed wat hy ook na smag. Die boodskap verkondig vergifnis. Tog sal die meeste hulle harte se behoefte aan vergifnis wil ontken. Die harte het gesien. In vers 48 het die skare van nuuskieriges na die skouspel gekyk en was so ontsteld dat hulle op hulle borste geslaan het. Daar moes vir die sondaar mense geweldige voorgevoel in die hart gewees het vir die dag van God se oordeel oor hom in hierdie toneel wat hy sien. Die een boodskap van oordeel. Die mens het gesien aan die kruis die geweldige straf op die sonde as jy nie vergewe is nie. Laat jou hart dit maar erken. Sonder sy vergifnis is daar geen vergifnis nie. Maar wat doen die skare? Hulle slaan hulle gewete plat deur op hulle bors te slaan. Dit wil ek nie voel nie, ek wil dit nie weet nie. Ek wil aangaan met my daaglikse lewe, asof daar niks is nie. Ek is nie geplan nie. Jy sal mal word op jou sterfbed, want die gewete gaan nie weg nie. Die heidense soldaat, in vers 47, het in hierdie gedrag van die Here Jesus en sy woorde en die gebeure van die dag, die hand van God gewaar. Hy sien God sy hand in alles en hy het God verheerlik, sê die vers, deur te sê waarlik hierdie man was regverdig. Die smag na om ook regverdig te wees is slegs deur God wat ons vergewe van ons onregverdigheid. Die kwaaddoener sy hart is dringend. Sy hart sien sy laaste kans. Sy hart sien die oomblik. Sy tyd is om. Sy hart ontplof van 'n desperaatheid. En hy gee nie meer om of hierdie skare dink hy's belaglik nie. Maar wat sy hart sien is die vergifnis van God in hierdie man wat hier langs hom gekruisig word. Kan jy dit sien? Kan jy dit sien? En hy vra, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hy gaan verby die vergifnis en hy weet as hy oop deur na die hemel toe, wat hier langs hom gekruisig word. Hy word vergewe. Christus weet wat sy hart vra sonder dat hy dit vra. Jy's vergewe. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die hardste harte word geraak, want selfs die hardste hart het hierdie diep versoek vir vergifnis voor God. Maar vele sal dit nie vind nie. Vele sal dit nie vind nie, as hulle nie by die kruis gaan kyk nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God,
Here, hoe sal ons jeug weer so vry kan wees? Hoe, Here, sal ons gewete so kan wees soos 'n ribbel? Hoe sal ons gemoed so lig kan wees soos 'n arend? As U vir ons vergewe het. Dankie daarvoor. Dankie vir U seun daar aan die kruis. Dankie Hemelse Vader dat in Hom ons vergewe word. Nie in ons werke nie, maar in U werke deur Hom daar aan die kruis. Hemelse Vader, gee dat ons met opregte harte voor U sal staan. Nie gekamoufleer met allerlei godsdienstige rituele nie. Nie gekamoufleer van hoe goed is ek met 'n wet nie. Maar eerlik, opreg voor Christus. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Mag dit ook ons hart se boodskap wees vanmôre. Here, dat U vir ons vergewe ongeag ons beste werk, ons beste pogings. U vergewe alleen op grond van die werk wat U seun Jesus Christus gedoen het. Niks kan ons red nie, behalwe die geloof in dit wat hy kon doen. Dankie vir daai geloof in ons harte. Ons bid daarom, Hemelse Vader, dat wanneer ons ook vandag so weggaan van hierdie tafel af, dat ons inderdaad ook die beloftes van hierdie brood en die wyn wat ook so deel word van ons liggame, die beloftes van die verlossing van sondes, die vergewing, die redding tot die ewige lewe, om in te mag gaan in die Vaderhuis, dat ons dit net so deel sal hê van ons geestelike lewe. Soos die brood en die wyn verenig met ons liggaam, dat ook ons geloof weer so versterk sal wees in dit wat U vir ons beloof het, daar aan die kruis. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hemelse Vader, dankie vir U liefde. Dankie hiervoor. Dankie vir die tafel. Dankie vir ons gemeenskap van gelowiges. Dankie Hemelse Vader vir U hand van versorging in ons daaglikse goed, maar ook na ons geestelike behoefte, daar die diep behoefte in ons harte, wat ons gewete so maklik aankla. Ons sondeskuld is vergeef in Jesus naam. Bid ons dit alles. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af deur te blaai na Psalm 199. Psalm 199, baie bekend en baie gepas ook. Psalm 199, ons sing daar, seker 299, ekskuus, dis 299 in die verkeerde skryf. Psalm 299. Ek weet verseker, Jesus is weer, hy het my sonde uit liefde vergeef. Kom ons sluit af met vers 1 en vers 2 van Psalm 299. Amen.
vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.